Kom ons word nou stil voor die Here. Wie mag klim op die berg van die Here en wie mag staan op sy heilige plek? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, hy sal seën wegdra van die Here. Amen. Geliefdes, genade en vrede vir julle, van God ons Vader en die Here Jesus Christus, in die kragtvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here deur Psalm 84 te sing. Psalm 84, die 3de en die 4de verse. En dit begin so: Welsalig is die mensekind wat al sy sterkte in U mag vind en op mag gaan na Sions hoogte. Psalm 84, ons sing die 3de en die 4de verse en daarna bely ons geloof saam. Elke Sondag van die jaar bely ons die opstanding van die Here Jesus Christus en ons doen dit in die woorde van die 12 artikels van ons algemene en ongetwyfelde Christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood en opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Omdat die Here Jesus Christus ons verlos het, kan ons nou in dankbaarheid luister na die wet wat hy deur die Moses afgekondig het
in Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek, sê ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. En die eerste gebod is, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Tweede gebod is, jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig, en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Die derde gebod is, jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Die vierde gebod, gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Hy of jou seun, of jou dogter, of jou diensknegt, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus en daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. En dan die 5de gebod, eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. 6de gebod is, jy mag nie doodslaan nie. Die 7de gebod, jy mag nie egbreek nie. 8ste gebod, jy mag nie steel nie. Die 9de gebod, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En dan laastens, jy mag nie jou naaste sy huis begeer nie, mag nie jou naaste sy vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Kom ons antwoord die Here in sy wet deur Psalm 84 weer te sing, en hierdie keer die 5de en die 6de verse. Here, leer my, Psalm 85 verse 5 en 6. Hy sal aan almal wat opreg hom dien en wandel in sy weg, die goeie nimmer meer onthou nie. Psalm 84 verse 5 en 6. Amen.
bid saam. Driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees, ons bid vanoggend vir u geluksaligheid, welgeluksaligheid wat net by u te vind is. Ons bid vir u welgeluksaligheid wat net te vind is by diegene wat al hulle sterkte, alles by u mag vind. En dan bely ons terselfdertyd dat ons op soveel ander maniere daardie geluksaligheid soek, op soveel maniere sterkte op ander plekke soek, en u weet watter afgode daar in ons lewens is. Ons bid dat u vir ons in genade sal aansien waar ons hier vandag, hier by mekaar is in die naam van u Seun Jesus Christus, en dat hy wat die fontein van die lewe is, die water van die ewige lewe gee, dat hy ons geestelike dors sal verkoop. En ons dankie by voorbaat daarvoor. En ons dankie vir die krag wat ons daaruit mag put, en die krag wat ons daaruit sal put om te luister na die woorde wat ons deur die profete ontvang het, en die woorde wat ons deur die apostels ontvang het, wat vandag dien tot ons vermaning, maar ook tot ons vertroosting. En ons bid dat u ons sal vergewe daar waar ons kort van geheue is, en daar waar ons gedagtes so maklik dwaal. Ons bid, Hemelse Vader, in die naam van ons Here Jesus Christus, dat die Heilige Gees kragtig in ons sal werk. Kragtig in ons sal werk, sodat ons hierdie woord sal verstaan, dat dit nie vir ons 'n moeilike woord sal wees nie. En dat ons daardeur verkoop sal word. En ons dankie, Hemelse Vader, dat u dit deur u diensknegt, hoe swak ook al, aan u gemeente bedien. Onverdiende genade in die naam van ons Here Jesus Christus, ons Verlosser. Amen. Ons skriflesing kom uit die profesie van Jesaja, en ons begin lees in die 45ste hoofstuk in die 20ste vers. Die agtergrond van hierdie gedeelte van Jesaja het te doen met die volk Israel wat in ballingskap is daar in Babylon. Maar Babylon is intussen, die magtige Babylon is intussen deur die Persiese ryk oorgeneem, en die Perse is besig om die stad Babylon te stroop, en onder andere hulle afgode uit die stad uit te dra, en die Here wys die volk Israel, wat nog al die jare in ballingskap is, wat daar voor hulle oë gebeur. Maar kom ons lees vanaf vers 20 in die 45ste hoofstuk. Versamel julle en kom almal nader, julle wat uit die nasies ontvlug het. Hulle weet niks, wat die hout van hulle gesnede beelde dra, en 'n God aanbid wat nie kan verlos nie. Verkondig en bring voor, ja, laat hulle saam raad hou. Wie het dit van ouds af laat hoor? Lang tevore is dit verkondig. Is dit nie ek, die Here nie? En buite my is daar geen ander God nie. 'n regverdige en 'n reddende God is daar buite my nie. Wend julle tot my en laat julle red, alle eindes van die aarde, want ek is God en daar is geen ander nie. Ek sweer by myself, geregtigheid gaan uit my mond, 'n woord wat nie herroep word nie, dat voor my elke knie sal neerbuig, by my elke tong sal sweer. Hulle sal van my sê, alleen in die Here is volle geregtigheid en sterkte. Na hom sal hulle kom, maar hulle almal sal beskaamd staan wat op hom toornig is. In die Here sal geregverdig word en hulle beroem die hele geslag van Israel. Bel het in mekaar gesak, Nebo staan krom. Hulle afgode is vir die diere en die vee, beelde wat julle rondgedra het, is opgelaai, 'n vrag
vir die vermoeide diere. Saam staan hulle krom, in mekaar gesak. Hulle kon die vrag nie red nie, maar het self in gevangenskap gegaan. Luister na my, o huis van Jakob, en die hele oorblyfsel van die huis van Israel, julle wat deur my gedra is van die moederskoot af, opgeneem is van die geboorte af, en tot die ouderdom toe, is ek dieselfde. Ja, tot die grysheid toe sal ek julle dra. Ek het dit gedoen, en ek sal julle opneem, en ek sal dra en red. By wie wil julle my vergelyk en met my so maak en my gelyk stel dat ons eeners kan wees? Hulle wat goud uit die geldsak skud en silwer afweeg met die weegskaal, hulle huur 'n goudsmid en hy maak daar 'n god van. Hulle kniel neer, ook buig hulle. Hulle hef hom op die skouer, hulle dra hom en sit hom op sy plek neer, daar staan hy. Hy wyk nie van sy plek nie. Ook al roep iemand hom, hy antwoord nie. Hy verlos hom nie uit sy benoudheid nie. Dink hieraan en wees beslis, neem dit ter harte, o afvalliges. Dink aan die dinge wat tevore was, van ouds af, dat ek God is en daar is geen ander nie. Ek is God en daar is niemand soos ek nie. Ons lees tot sover, dit is die woord van die Here. Kom ons antwoord nou daarop deur Psalm 86 te sing. Die 86, die 5de en die 6de verse. Al die volke en heidenlande, eie maaksel val van u hande, sal hulle neerbuig voor u Heer en u naam aanbiddend eer. Psalm 86 verse 5 en 6. Jesaja 46 verse 3 en 4, die woorde van die Here tot die volk, luister na my, o huis van Jakob, en die hele oorblyfsel van die huis van Israel, julle wat deur my gedra is van die moederskoot af, opgeneem is van die geboorte af, en tot die ouderdom toe, is ek dieselfde. Ja, tot die grysheid toe sal ek julle dra, ek het dit gedoen, en ek sal julle opneem, en ek sal dra en red.
Liefdes, ja, die jaar is besig om spoed op te tel. En vir baie van ons is die tamheid al klaar besig om sy tol te eis. En vir diegene wat alreeds die ouderdom voel hoe word die voete al hoe swaarder. In baie opsigte is dit ook klaar 'n rowwe jaar. Baie probleme lyk onoorkomlik. Ons leef in 'n wêreld met 'n bedrukte ekonomie en ons beleef hierdie land met sy korrupte regering. En dan is daar ook u en ek. Elkeen van ons met sy eie bedrukte en korrupte lewe. Ons slaan ons oë op na die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? Nou die duiwel, die Satan, die owerste van hierdie wêreld, hy kom ons te hulp. Hy snel ons eintlik te hulp. Hy bied homself aan as 'n vriend in nood. Hy stel ons voor aan die afgode, sy gewillige helpers. Sy gewillige helpers om dit wat by ons ontbreek aan te vul. Om ons deur moeilike tye te help dra. En ons raak baie gou met hulle bevriend en gou brei daai vriendekring uit. Gou omhels ons hulle. Gou raak ons in hulle greep verstrengel. Gou ontdek ons dat ons eie hart 'n fabriek van afgode is, soos iemand dit al by geleentheid gestel het. En elkeen van daardie afgode bied hulle self aan as 'n vriend in nood. Die vraag is net wie dra vir wie? Dra die afgode ons of dra ons die afgode? Ons teksgedeelte roep ons op om hieroor na te dink. Wie is dit wat eintlik die drawerk doen? Dis ek, sê die Here. Dis ek, van die moederskoot af tot die grysse ouderdom toe is dit hy. Dit was nog altyd hy. Vir ons is dit nog altyd hy, en so was dit ook vir die huis van Israel duisende jare gelede. Hy het hulle opgeneem, hy het hulle gedra en hy het hulle gered. Net soos hy hulle destyds uit Egipte land gered het. Honderde jare daar was hulle slawe in Egipte land, slawe van die afgode dag vir dag, sondag sonder sondag, elke dag sonder Sabbat, so het hulle in die diens van die afgode gestaan. Want jy weet, die hele Egiptiese ekonomie van destyds het rondom daardie afgode diens gewentel. Hulle monumente staan vandag nog steeds daar en duisende toeriste trek op soontoe om dit te aanskou. Reuse piramide grafkelders vir die Egiptiese mensegode. Reuse afgodsbeelde wat vandag nog vir die wêreld grinnik. Gebou met bloedsweet. Reuse klipblokke, reuse beelde, hier gesleep, daar gedra, daar maak staan. En die volk Israel het dit goed geken. En hulle redding uit daardie ellende is ook vir ons goed opgeteken. Die Here het hulle gered. Met 'n sterk hand het hy hulle uit Egipte land gelei. In Eksodus 19, daar net voordat hy sy wet aankondig, sê hy, julle het self gesien dat ek julle op arensvlerke gedra het en na my toe gebring het. Hy was die een wat gered het. Hy was die een wat hulle gedra het. En daarom kon hy vir hulle sê, julle mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Soos ons nou vanoggend weer gehoor het. Die Here moes dit vir hulle gesê het, want daar was nog altyd 'n dubbelslagtigheid by Israel. Aan die een kant het hulle die slawerny in Egipte land verpes. Hulle jammerklagte oor hulle drywers het tot by die ore van die Here deurgedring, lees ons in Eksodus 3. En aan die ander kant, as dit nie was dat Israel die verskriklike plaag van die Here teen die Egiptenare beleef het nie, dan was hulle waarskynlik vandag nog daar. Daar by die vleispotte van Egipte en die volle brood,
soos hulle in Eksodus 16 murmureer. En net so murmureer hulle ook in Numeri 11. Hulle sê ons dink aan die visse wat ons in Egipte verniet kon eet. Aan die komkommers en die waterlemoene en die prei en die eie en die knoffel, maar nou is ons siel dor, so sê hulle in Numeri 11. So jy sien dat die werking van die Egiptiese empire, dit was verskriklik neerdrukkend. Maar al daardie lekker potjie kos daar, dit het daarom op 'n manier daarvoor opgemaak. En die volk het dit nooit heeltemal ontkom nie. Daardie hinkering na Egipteland en haar gode, daai verlange na die goeie ou dae, daar langs die Nylrivier, dit het hulle altyd bygebly. Voor sy dood, baie jare later, moes die volk weer eens vermaan word in Josua, die leier van destyds, hy het dit gedoen, hy sê vir hulle, vrees dan nou die Here, en dien hom in opregtheid en waarheid, en verwyder die gode wat julle vaders in Egipte gedien het, en dien die Here. So in ons skrifgedeelte verwys die profeet Jesaja na die tyd van die Babyloniese ballingskap. En as ons die naam Babylon hoor, dan spits elke gelowige sy ore, want Babylon is die naam van die anti-christelike bedeling wat tot en met die einde van die dae met ons sal wees. Die Here het sy volk destyds vir 70 jaar aan Babylon oorgelewer om daardie volk tot inkeer te roep. Jesaja praat hier in Jesaja 46 met God se kinders in daardie tyd. Die 70 jaar is verby. En die Babyloniërs op hulle beurt is deur die Perse verslaan. Die Perse het die magtige Babylon ingeneem, en soos alle oorlogsoorwinnaars is hulle besig om Babylon te plunder en te stroop. Hulle is besig om al die Babyloniese skatte na hulle hoofstad te verskuif, ook die hoofafgode, Bel en Nebo. Bel was die songod, die skepper van lewe volgens hulle, en Nebo was sy seun, die vergestalting van goddelike wysheid. In die opgrawings wat baie jare later gedoen is, waar tydens die argeoloë op 'n beeld van Nebo afgekom het, het hulle die volgende inskripsie gevind: Vertrou op Nebo, moenie enige ander god vertrou nie. Hoe nou hierdie afgoderry aan die konings van Babel gekoppel was, dit sien ons baie duidelik in hierdie konings se name. Belsasar en Nebukadneser. Die konings het hulle self ook as mense gode beskou. Die reuse standbeelde van Bel en Nebo, dit word deur Babylon se strate gesleep. Hulle is op pad na die Persiese hoofstad om daar tentoongestel te word. Deur Jesaja vestig die Here die Jode se aandag op daai skouspel. Die afgodsbeelde wat weggesleep word, weggery word op waans. Die arme osse wat hulle moet trek, hulle strompel onder die swaar vrag. Die beelde en die diere wat onder hulle steier, alles sak in mekaar. Die gode kon nie die Babyloniërs beskerm nie, maar die Babyloniërs kon ook nie hulle gode beskerm nie, en saam gaan hulle in ballingskap. Wat 'n treurige gesig. Die bron van Babylon se voorspoed het nou die simbool van haar teëspoed geword. Hulle wat goud uit die geldsak skud, die silwer afweeg met die weegskaal, hulle huur 'n goudsmid, hy maak daar 'n god van, hulle buig, kniel neer, ook buig hulle self neer, hulle hef hom op die skouer, hulle dra hom en hulle sit hom op sy plek neer. Die profeet Hosea, hy maak die volgende opmerking ten opsigte van die mense se drang om afgode te skep.
Hy skryf van hulle silwer en hulle goud het hulle vir hulle afgode gemaak, en dan voeg hy by en hy sê, tot hulle verderf. Goud en silwer op sigself is baie mooi. Het is goed en mooi. Maar wanneer die mens dit wat uit die skepping is begin aanbid, maar wanneer die mens daar die dodelike ruil maak om dit wat uit die skepping is te eer en vereer in die plek van die enige ware God, dan het ons die pad van die verderf betree. Ons kan dit maar self gaan lees daar, hoe die apostel Paulus dit stel in Romeine 1 vanaf vers 18. Hulle laat ons in die steek, broeders en susters. Vir 'n wyle skitter hulle, vir 'n wyle glinster hulle in die son, maar uiteindelik word hulle 'n las, 'n dooie las. Daar staan die afgod. Hy wyk nie van sy plek nie. En ook al roep iemand om, hy antwoord nie. Hy verlos niemand uit hy of haar benoudheid nie. Daar staan hy, so pateties soos 'n Kersboom wat elke jaar opgerig word. Miskien hierdie jaar sal die mens gelukkig wees onder daardie boom met al die blink balletjies en die sterre se liggies en die kindergesiggies, daar in die kring van al die persente en die klap van die champagneproppe, maar dan teen nuwe jaar, dan is die meeste van daai geskenke al stikkend en word daai boom afgebreek en weggedra en land waarskynlik op die ashoop. En alles bly maar net soos dit altyd was. En almal bly steeds in die sleur van hulle slawe bestaan vasgevang. Daar's te veel afgode in ons lewens, veel meer as net Bel en Nebo is wat ek vandag hier kan noem. Veel meer mense en dinge, konstruksies en idees wat ons saamgeflans het, wat ons oor die jare net soos die Here gemaak het, wat ons met die Here gelyk gestel het, sodat hulle eeners kan wees. Dis die groot tema van die boek Jesaja. In die 40ste hoofstuk lees ons, 'n ewige God is die Here. Hy is die skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg of mat nie. Hy gee die vermoeide krag. Hy vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie. Die jonges word moeg en mat, en die jong manne struikel selfs, maar hulle wat op die Here wag, kry nuwe krag. Geliefdes, dit is besonder hartseer dat hierdie oproep tot die huis van Jakob moes kom. Hulle wat die Here se woord al die jare en jare gehaat het. Hulle het dit gehaat nog voordat hulle uit Egipte land gered is. Van die moederskoot kan ons sê. Nog hartseerder is die feit dat hierdie oproep tot die verbondsvolk kom, terwyl hulle die magtige Babyloniese empire met sy nuttelose gode voor hulle oë sien kantel en tuimel. Dink hieraan, neem dit ter harte, o afvalliges. Is dit nie tragies dat hierdie oproep tot ons moet kom nie, ons die verbondsvolk van die 21ste eeu? Ons wat self kan sien hoe Bel en Nebo voor ons oë verneder word. En dit help ook nie om hierdie verrotte empire met sport aan mekaar te probeer hou nie. Want selfs die kragnetwerk en die internet wat daardie gode staande moet hou, is dikwels besig om te struikel en te val. Dit help ook nie dat ons op die God van menseregte beroep nie. Ons sien immer self dat hierdie menseregte nie die papier werd is waarop dit geskryf is nie. En dat die grondwetlike hof 'n klug is nie. Dit sal nie help dat ons op die eens magtige Amerikaanse westerse ryk sal beroep nie. Want daardie koninkryk kan al hoe minder op sy eie voete staan. Die afgod van seksuele vryheid wat sedert die 60er jare van die vorige eeu so aantreklik gelyk het, daardie seksgod is vandag siek en sterwend.
Siek en sterwend van al die mutasies en afwykings tesame meer as al die letters van die alfabet, L, B, G, Q, T plus. So kan ons aangaan. En ons het nog nie eers oor die ou staatmakers drank en nikotien gepraat nie. Die ken hulle en almal weet hoe onbetroubaar hulle is. Elke afgod, geliefdes, word uiteindelik 'n ondraaglike las. Iets wat jy moet dra en wat op die ou einde vir jou niks beteken nie. Niks. 'n God wat homself nie kan dra nie, hoe gaan hy jou red? Al wat hulle jou kan bied is moegheid, hulle maak ons doodmoeg. Gaan jy aanhou lidmaat, gaan jy aanhou toehoorder, gaan jy aanhou om daardie afgod staande te probeer hou? Of gaan jy besef dat jy nog altyd die Here gehaat het? Nie waar nie. Hy wat ons gedra het. Hy wat sy volk op arensvlerke uit Egipte land gedra het. Hy wat die Afrikaner volk deur bloedrivier gedra het, deur konsentrasiekampe, deur armoede en vernedering, deur droogtes en depressies. Met wie sal ons die Here Jesus Christus vergelyk? Ja, hy was nog altyd daar. Van ons geboorte af tot met die grysheid toe. Elke dag in die geskiedenis, van die skepping af tot met die volëinding van die wêreld, sal hy julle dra. Hy het dit gedoen, hy sal julle dra, hy sal julle opneem en hy sal red. Moenie op Nebo vertrou nie. Moenie op enige ander God vertrou nie, vertrou op Jesus Christus. Hy word nie moeg of mat nie. In Psalm 55 nooi hy ons uit om ons sorge op hom te werp. Hy sal jou onderhou, hy sal die regverdige nooit laat wankel nie, staan daar in Psalm 55. Die God van volle saligheid versterk ons in die dag van stryd. En wat? Hy dra ons deur die lewe. En hy kan, en hy wil, en hy sal in nood, ja, selfs as ons sidder vir die dood, volkome uitkoms gewe. Amen. Kom laat ons dank. Genadige God en Hemelse Vader, ons dank U vir die woord. En ons dank U dat daardie woord nog altyd daar was. En die mense lewens kom en gaan, maar hierdie woord bly staan. Ons lewens is soos die gras van die veld, maar hierdie woord sal tot in ewigheid daar wees. En ons dank U daarvoor. Ons dank U dat ons kan terugkyk op U dade in die geskiedenis en dat ons ook dan vooruit kan kyk op U beloftes waarop ons vir altyd kan vertrou. Ons bid, Hemelse Vader, dat ons dan ook met hierdie beskaming wat ons oor ons kom, met hierdie besef dat ons U nie heelhartig aanhang soos ons moet nie, dat U ons nog steeds liefhet. En dat U Seun Jesus Christus na ons kyk en dat hy soos hy hier op aarde innig jammer vir ons gevoel het, dat hy steeds innig jammer vir ons voel en vir ons toetree en intree daar waar ons gebede tekort skiet. Ons dank U daarvoor. En ons dank U vir die vertroostende woorde wat ons vanoggend kon sing, dat elkeen van sy uitverkorenes sal eendag daar saam voor sy troon verskyn. Ons bid dan vir die versterking vir U volk hier op aarde. Versterking om eerstens weerstand te bied teen die verleiding van al die afgode in ons lewens, maar ook om ons volle vertroue net in U alleen en U Seun Jesus Christus te stel. Ons vra dit in sy heilige naam. Amen.
Sing ten slotte Psalm 68 vers 9, geloof sy God met diep ontzag, want hy oorlaai ons dag aan dag met ryke seëninge. Psalm 68 vers 9. Ontvang nou die seën van die Here en gaan daarmee in hierdie week wat kom. Die God van die vrede, wat die groot herder van die skape, naamlik ons Here Jesus Christus, deur die bloed van die ewige testament uit die dode teruggebring het, sal julle volmaak in elke goeie werk om sy wil te doen. Amen.